Elke dag wat jou hart klop, is 'n dag vol geleenthede. Dis 'n uitnodiging om weer in lyn te kom met die meesterplan wat God vir jou het. Onthou, jy is nie toevallig hier nie. Jy is doelbewus geplaas in hierdie tyd met die gawes wat God vir jou gegee het vir hierdie seisoen. Die Here werk nooit sonder 'n plan nie, en jy is deel van sy meestersplan. En hy maak geen fout in sy ontwerp nie. Jy is nie 'n fout nie, jy is nie toevallig nie. Jy is spesiaal, jy's uitgekies vir nou, vir hierdie tyd. Paulus sê vir ons in Efesiërs 2:10, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. God het vir ons goeie werke voorberei. God het vir ons 'n plan. Jesus het gekom sodat ons nie net in daai goeie werke kan wandel nie, maar ook lewe in oorvloed kan hê. God nooi ons vandag om anders te dink, om sy roeping na te streef. Onthou, sy roeping begin altyd in jou hart, in daardie stil oomblikke wat jy met hom spandeer, waar jy besef dat jy nie gemaak is om 'n gewone mens te wees nie. Jy is gemaak om 'n buitengewone mens te wees, om buitengewone dinge te kan doen. Sy plan vra nie dat jy volmaak moet wees nie. Sy plan vra dat jy beskikbaar moet wees en moet bereid wees om in sy krag te lewe en nie in jou eie nie. Om toe te laat dat hy in jou lewe sy krag tentoonstel waar jy terugstaan en hom geleentheid gee om deur jou buitengewone dinge te doen. Hy wil hê dat jy met hom moet saamwerk in dit wat hy reeds beplan het. Jeremia 29:11 sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van voorspoed en nie van teëspoed nie, om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Jy het 'n hoopvolle toekoms wat God alreeds vir jou uitgewerk het. Maar ons omstandighede maak baie keer dat ons dit nie raak sien nie, want ons kyk vas in daai omstandighede. Ons moet begin om bo dit uit te styg. Elke asemteug is 'n herinnering dat jou lewe het betekenis. Wanneer jy jou hart opnuut na God toe draai, wanneer jy opnuut na hom begin soek, begin jy die wêreld deur sy oë sien, begin jy die geleenthede en die oop deure raak sien. Jy ontdek dat jou beperkings nie struikelblokke is nie, maar boustene vir sy groter plan. Hy sien jou as 'n draer van die lig, as iemand wat geskep is om hoop te bring, om in geloof te leef en om liefde te wys. Hy sien jou as iemand wat enige iets kan bereik. Ons sien in Psalm 138 vers 8, die Here sal sy doel aangaande my volëindig. Here, u goedertierenheid is tot in ewigheid, laat die werk van die hande nie vaar nie. Die Here sal sy doel in jou lewe volbring. Sy goedertierenheid teenoor jou hou nie op nie, en hy laat die werk van sy hande nooit vaar. Wanneer jy dus met jou dag aangaan, onthou, jy is deel van God se meestersplan. Jy is geroep vir 'n buitengewone lewe van sukses. Jou lewe het 'n doel wat groter is as jy. Fokus jou hart, jou denke op hom en nie op die struikelblokke nie. Onthou, sy plan is altyd beter. Sy plan is altyd volmaak. Sy tydsberekening is altyd perfek en hy is altyd getrou. Hemelse Vader, baie dankie dat u altyd getrou is. Help ons om dit raak te sien. Help ons om die wêreld deur u oë te sien. Gee dat ons die oop deure wat u al reeds in ons lewens geplaas het, sal sien en daar kan ingaan. Help ons om nie moedeloos te raak as ons struikelblokke sien nie. Help ons om dit te sien as geleenthede. En Vader, kom vul ons met u liefde, u genade en u krag. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.